So 'n baie hartlike goeiemôre aan elke liewe persoon, almal wat vanoggend hier saam met ons is, in hierdie kerkgebou, in hierdie diens. Ons is so bly om elkeen van julle hier te hê. En ja, dan ook vir die mense aanlyn wat van iewers afkyk op Facebook, hartlike goeiemôre vir julle ook. En dan kan ek sommer net eerste van my kant af, my en Ewan en Diwan, ook sê net 'n baie geseënde 2026 word vir elke een van julle toegebid. Mag dit 'n jaar wees vol seëninge opnuut en gesondheid. En mag ons inderdaad nader aan die Here groei in ons verhouding met hom. En dan wil ek ook sommer net sê baie dankie vir al die gelukwensings, verjaardagwense. Ek het vanoggend net so vinnig op my WhatsApp gekyk en het gesien daar is 'n hele klomp boodskappe van ons gemeentelede, onder andere so vir elke een wat 'n boodskapie gestuur het. Ek het dit nog nie kans gehad om dit te kon lees nie, maar ek gaan definitief daarby uitkom. So baie dankie vir elkeen wat aan my gedink het vanoggend en dan ook ja vir die mooi gelukwensing ook van André hulle se kant af en die kerkraad. Ja, so word ons elkeen soos ons hier sit, ons het nou wil weet of nie, maar ons word elke jaar maar so bietjie ouer, maar hopelik, ek sê altyd saam met die grysheid kom daar ook hopelik wysheid. Want anders is dit nou 'n bietjie van 'n waste as jy nou net grys word of dalk nog hare verloor en jy word nie daarom so bietjie wyser nie. So hopelik kom daar ook dan nou meer wysheid. En vanoggend gaan ons dan lees uit ons gaan lees uit Filippense, maar eintlik is ons gedeelte uit Romeine, hoofstuk 12. Dis 'n baie bekende gedeelte. As jy dit hoor, gaan lees, gaan jy dit dadelik sommer, glo ek, herken. Romeine, hoofstuk 12, en dit is dan in my 83 vertaling op bladsy 211, Romeine hoofstuk 12, op bladsy 211, daar in die Nuwe Testament. En die van julle wat, as julle wil, saam met my blaai ook dan so 'n bietjie verder aan, na Filippense, hoofstuk 4. Filippense, hoofstuk 4, dit is op bladsy 260, ook daar in die Nuwe Testament, Filippense hoofstuk 4, ons gaan daar ook so 'n vers of wat net nou so 'n bietjie saam lees. Nou ja, dit is 'n nuwe jaar, dit is 2026 en ek glo baie van ons moet nog eers weer gewoond raak daaraan om nou nie meer 'n 5 te skryf nie, en nou 'n 6 te skryf. Ek weet toe ons op skool was, en jy so reg aan die begin van die nuwe jaar, en jy moet mos altyd jou datum mooi geskryf het in jou skoolboek, dan het jy nog partykeer so 'n bietjie vasgesteek by die vorige jaar, en dan dink jy, nee wag, ons is nou in die nuwe jaar. So saam met dit, kom daar gewoonlik so in die nuwe jaar, behalwe dat dit nou 'n nuwe getal is wat 'n mens moet neerskryf, kom daar nuwejaarsvoornemens, nee. En ek weet nie wie van julle dalk vanoggend as julle hierso sit, vir mekaar die vraag gevra op oujaarsaand, as jy dalk nou saam met iemand bietjie gekuier het en bietjie by mekaar was en julle dalk in die kring omgegaan soos by ons, wat ons by ons familie gedoen het en gesê, maar wat is jou nuwejaarsvoorneme of voornemens? Dan wonder ek watter voornemens het na vore gekom. Nou ek dink van die voornemens, nuwejaarsvoornemens wat nogal baie gewild is, of ek dink wat nogal meer algemeen is onder andere, en dit is nogal deur navorsing bewys, om 'n bietjie meer fiks te word.
of om dalk so bietjie minder te weeg, 'n bietjie gewig te verloor, daai kilogramme so bietjie minder te maak as jy op die skaal klim. Dis nogal een van die baie algemene nuwejaarsvoornemens. En so hoekom ek sê navorsing het dit bewys, hulle het letterlik navorsing gedoen rondom die hoeveelheid mense wat reg aan die begin van die jaar in die gimnasium, of ons almal weet, praat ons maar van 'n gym, wat in die gyms is, reg aan die begin van 'n nuwe jaar, soos 1 Januarie en daai eerste week of wat, is daar verskriklik baie mense wat daar in die gym is. Dit is amper asof daar's amper nie genoeg plek om al daardie mense te kan akkommodeer met al die apparate nie. Maar so na die eerste week, dan begin die getalle baie minder te raak en dan neem dit nou maar net geleidelik, eintlik nie so geleidelik per baie plekke nie, maar dan neem dit af. So almal kom met 'n groot opgewondenheid en sê, ja, nee, kyk, hierdie jaar is my jaar, ek gaan daai bietjie meer fiksheid gaan ek definitief hê. Of miskien kan dit wees dat jy sê, nee, kyk, ek wil so bietjie gesonder eet hierdie jaar, ek is nou moeg vir al daardie, soos hulle sê, junk food, ek gaan nou nie meer al daai klomp gemors kos, gaan ek nou nie meer eet nie, ek gaan nou baie meer 'n gesonde dieet volg. Of miskien is dit vir jou hierdie jaar, die jaar wat jy sê, nee, kyk, hierdie jaar is die jaar wat ek daardie berg miskien gaan uitklim. Dalk is jy lus om hierdie jaar een of ander hoë berg te gaan uitklim, of dalk is jy van plan om hierdie jaar baie ryk te word. Ek weet nie hoe nie, maar dalk gaan jy hierdie jaar, het jy gesê, hierdie jaar gaan ek baie ryk word. Wat dit ook al mag wees, nuwejaarsvoornemens kom en ongelukkig baie keer. Ek wil nou nie dit waag om dit te sê nie, maar ek dink meeste van die tyd, daai nuwejaarsvoornemens hou maar net 'n klein rukkie en dan when life goes on en life happens en alles weer aan die gang is, dan vervaag daai nuwejaarsvoornemens. Maar ek glo, regtig, ek glo dit uit die diepte van my hart uit vanoggend, dat as ons hierdie een ding wat ons nou gaan lees, waaroor ons gaan lees nou hier in Romeine 12 en dan ook verder in Filippense 4. As ons dit gaan ek wil amper sê ons missie maak vir hierdie jaar. Nie net in my eie lewe nie, maar ook verder daar waar ek is by die huis, daar waar ek is by die skool, daar waar ek is by die werk. As ek dit my missie gaan maak, dan glo ek gaan baie van die ander dinge in plek val vir 2026. Nou, wat sou dit wees? Kom ons lees hier in Romeine, hoofstuk 12. So ek sê, dit is 'n baie bekende gedeelte. Ek gaan lees daar vanaf vers 1. Paulus wat natuurlik hierso skrywe aan die Christene in die stad van Rome. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, natuurlik susters ook, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. En dan vers 2, wat ek glo vanoggend se teksvers is. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ek wil net weer vers 2 lees. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe.
tot sover hierdie gedeelte vanoggend. So ek sê, as jy wil, kan jy ook daarso by Filippense 4 jou boekmerkie inhou. Ons gaan nou soontoe blaai. Ek het die week wat verby is, het ek nogal, ek sê vir my man, ek is nogal so klein bietjie, ek wil nie sê trots op myself nie, maar ek dink ek kan darm bietjie goed voel oor myself in die opsig, dat ek, waar is ons nou? Ek is so die mekaar met al die vakansie dae, en dan raak mense bietjie die mekaar, want dit voel eintlik soos 'n Saterdag, en dan is dit eintlik 'n weksdag, en so gaan ons aan. Maar ons is vandag inderdaad by Sondag. So gister staan ek op, en mense het net partykeer, ek dink dalk veral hierdie tyd van die jaar, wanneer jy nou so bietjie minder, as jy nou so geseënd is, om dalk net so bietjie te kan rus, al is dit nou net op die publieke vakansie daar, dan is jy so bietjie minder in overdrive, nee, jy is so bietjie meer rustig, jy kan dalk so bietjie later slaap, of dalk nie, maar in elk geval, so gisteroggend word ek wakker, en ek voel net, vandag het ek nou nie eintlik lus vir baie dinge nie lus om baie goeders te doen nie, ek gaan net so bietjie rustig wees. Maar toe besef ek, kyk, dit is 'n nuwe jaar, en ek het nou nog nie in hierdie nuwe jaar my 2 keer 'n week oefensessie gedoen nie. Dit niks by 'n gym nie, daarvoor het ek nou nie daai geld nie. So ek doen sommer daar by die huis so 2 keer 'n week, probeer ek maar so 'n paar minute se oefeninge, baie rustige oefeninge, niks soos 'n ernstige atleetoefening nie, maar dan doen ek net so 'n bietjie oefening. En ek besef gisteroggend ook opstaan, maar dis eintlik nou die dag wat ek weer my oefeninge behoort te doen. En liewe aarde, was dit nou 'n stryd gewees hier binne in myself, want jy dink by jouself, weet jy wat, die nuwe jaar het nou net begin, en dis ons mos maar die tyd wat jy so bietjie rustiger is, en jy eet so bietjie meer nagereg, jy mag mos maar so bietjie meer trifle eet, en jy mag mos maar so bietjie meer peppermint crisp taart eet, want dit is tog nou Kersfees, en jy het al hierdie redenasies wat jy in jou gedagtes met jouself voer. Hoekom jy nou nie hoef daai oefeninge te doen nie. Maar op die ou end, en daarvoor het ek my man gesê, voel ek nogal heel gelukkig met myself, het die beter helfte van my gewen, en alhoewel ek seker 0,00001% lus was om daai oefeninge te doen, want ek is nie iemand wat hou van oefeninge nie, dit is net nie in my raamwerk nie, het ek nogtans deurgedruk, en ek het daai goedjies wat daar by die huis is, so 'n paar ou gewiggies, het ek nader gesleep, en aan die begin was dit regtig moeilik geweest om net aan die gang te kom. Maar soos wat ek dit by meer begin doen het ek meer in die ding ingekom, en uiteindelik kon ek terugstaan na so 'n halfuur of wat, en sê, ek het my oefeninge vir die nuwe jaar, my eerste oefensessie het ek ingekry. En ek het nogal heel, soos ek sê, baie goed gevoel dat ek deurgedruk het. En ek dink, baie keer in ons geestelike lewens, werk dit nogal ook op hierdie prinsip van ons gedagtes. Want ons het dit nou gelees hier in Romeine hoofstuk 12, dat ons moet een ding doen. En as ons hierdie ding doen, glo ek, dan gaan ons baie ver kan kom in hierdie nuwe jaar van 2026. Want hier sal staan, ons moet toelaat dat God ons gedagtes vernuwe. God, die Here, moet ons gedagtes vernuwe. Want sien 'n mense gedagtes kan jou maak of breek. Die manier wat jy dink, en die Bybel sê dit ook baie plekke, hoe jy dink is daar in Spreuke 4, so is 'n mens. Dit wat jy in jou gedagtes dink, so lewe jy. Hoe jy leef, begin by jou gedagtes. Nou, ek het in die week wat verby is, 'n baie interessante praatjie geluister, tussen die baie bekende teologiese skrywer Max Lucado, dalk het baie van jy uit baie boeke al geskrywe,
Max Lucado, en hy het 'n gesprek gehad oor een van sy nuutste boeke met Kirk Cameron. Dit is ook, hy is ook 'n Amerikaanse tipe van prediker, hy was ook al 'n akteur vroeër jare gewees. En Max en Kirk Cameron, Max was op hierdie, soos hulle sê, hierdie show gewees van Kirk Cameron, en hulle het nou so 'n bietjie gesels oor een van Max Lucado se nuutste boeke, wat gaan oor jou gedagtes. En so noem Max toe iets baie interessant, en hy sê dat navorsing het bewys dat elke 5 gedagtes, en jy dink 'n paar duisend gedagtes per dag terwyl jy wakker is, nee, ons praat nou nie van jou drome nie, ons praat van as jy nou wakker is. Uit elke 5 gedagtes wat by jou opkom, is 4 daarvan, en dis ook weer eens navorsing wat dit bewys het, 4 daarvan is negatief. So dit is jou ingesteldheid, dit is hoe jy gerak is. En ons gaan nou nie daarop weer ingaan van die oertye nie, maar in die oerdae toe ons oupa grootjies en ouma grootjies daar in die grotte gebly het, in die woude en in waar ook al, en moes vlug vir die wilde diere, was dit hulle ingesteldheid, sê die slim mense, dat hulle was altyd eerste ingestel op gevaar. So hulle moes altyd eers kyk, waar is daar dalk 'n leeu of 'n wilde dier wat iewers wegkruip en vir ons loer, of dalk is daar iewers 'n vyand wat my wil aanval, so ek moet ingestel word. Ek moet eers kyk, waar is die gevaar, waar is die negatiewe dinge, want anderste kan ek nie oorleef nie, anders gaan ek dalk, as ek nie paraat is nie, deur die vyand oorval word, of dalk gaan ek nou ontbyt word vir 'n wilde dier, nee, as ek nie mooi ingestel is op die gevaar nie. So dit is amper soos 'n instink wat van die vroegste tye deel is van jou menswees. Maar gelukkig is ons daarom nou op die plek wat ons nou nie meer bang is vir wilde diere nie, of wat ons daarom nou redelik alright is wat betref aanvalle en vyande en al daai goeders. So ons het dit nou nie meer nodig nie, maar ons gedagtes is nog steeds so ingestel. Ons go-to, ons ingesteldheid is om eerste die negatiewe raak te sien, om eerste negatief te dink. Sien, dis hoe ons aan mekaar gesit is. Maar, nou hoor ons vanoggend hier 'n baie belangrike ding, wat hier in Romeine 12 staan. Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. As jy saam met my wil blaai daar na Filippense 4 toe, hoor ons wat Paulus verder daar skrywe oor ons gedagtes. Vers 8. Verder broers, alles, en natuurlik susters ook daarbey ingesluit, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Daarop moet julle gedagtes rig. So ons hoor met ander woorde vanoggend dat ons veronderstel is as ons kinders van die Here is om paraat te wees in die opsig, nie dat ons eers die negatiewe dinge moet raak sien of die gevaar moet raak sien nie, maar dat ons gedagtes moet instel op dit wat mooi is, dit wat rein is, dit wat waar is, dit wat prysenswaardig is. So met ander woorde, die Here glo ek wil vanoggend vir jou en vir my kom sê, so aan die begin van 2026, moet ek en jy kies, en dit is 'n ding wat 'n mens nie net eenmaal doen nie. Dit is eintlik iets wat 'n mens 'n paar keer maak, afhangende van hoe bedrywig jou dag is en hoe dinge verloop, maar partykeer moet jy dit sommer 'n paar keer doen, selfs 'n paar keer in 1 uur. Moet jy vir jouself sê, hierdie negatiewe gedagtes, hierdie negatiewe ingesteldheid van my, hierdie ingesteldheid van my wat eers die negatiewe, die slegte wil raak sien, daarvoor moet ek vandag kies om die positiewe raak te sien, om te fokus op dit wat reg is, dit wat goed is.
Nou, ek wil net gou sê, dit beteken nie dat ek en jy nou maar moet wees soos 'n volstruis wat ons kop in die sand steek en hulle sê, mos as 'n volstruis sy kop in die sand steek en hy kan niemand sien nie, dan dink hy, niemand kan hom sien nie. Dis nie hoe ons moet wees en nou maar net sê, ons druk ons kop in die sand en nou sien ons niks meer van al die negatiewe dinge rondom ons raak nie. Nee, dis nie wat die Here vir ons hierso sê nie. Maar dit beteken dat te midde van die moeilikhede, te midde van die swaar kry, te midde van die beproewing, te midde van die uitdagings, te midde van die siekte, die lyding, wat die negatiewe ook al mag wees, te midde van die wêreldsomstandighede rondom ons, wat dit ook al mag wees, wat sleg is, wat nie mooi is nie. Alhoewel ek dit raak sien en ek nie blind is daarvoor nie, moet ek kies, bewuslik daai keuse maak om te sê, ja goed, ek sien hierdie probleem, ek beleef hierdie swaar kry, ek het hierdie siekte, maar binne in dit kies ek bewuslik om te doen dit wat Paulus vir ons sê, om eerstens toe te laat dat God my gedagtes vernuwe. Goed, met ander woorde, ek moet 'n openheid, ek moet 'n bereidheid hê in my hart om te sê, Here, ek sien nou met my oog, met my blote oog, hierdie negatiewe ding. Ek beleef nou hierdie swaar kry, ek beleef nou hierdie siekte, ek beleef nou hierdie beproewing. Dit is hier, ek sien dit. Maar Here, ek vra dat U my gedagtes sal vernuwe, dat U dit sal verander. Onder andere om dan te doen wat hier in Filippense 4 staan, sodat ek dit sal sien en sal fokus op dit wat reg is, dit wat waar is, dit wat lofwaardig is, dit wat prysenswaardig is. Dis 'n besluit, dis 'n keuse wat ek en jy daagliks moet neem. Veral in hierdie wêreld waar negatiewe nuus en slegte nuus in die sosiale media en Facebook en TikTok en alles, dis net oral, dis volop, dis oral rondom jou. Daar's so 'n geveg, boksgeveg wat uitgebreek het hierso by 'n plek, is daar nou nie hier nie baie, maar een van die ander plekke hier naby. En onmiddellik was dit was amper wêreldnuus geweest. My man sê dit het glo UNCI ook selfs gemaak. 'n Klein plekkie hierso naby die baai van twee gangs, motorfietsgangs wat mekaar daarso beet gekry het en toe dinge nou so 'n bietjie lelik geraak. En dit is mos, mense hou daarvan, van hierdie negatiewe goed, hierdie slegte goed, dit trek hulle aandag. Maar ek en jy, as kind van die Here, moet 'n keuse maak en sê, nee, ek kies om my nie met daai slegte dinge besig te hou nie. Ja, ek neem miskien kennis daarvan, maar laat dit verbygaan. Ek fokus op dit wat goed is, dit wat mooi is, dit wat positief is. Kom ons gaan gou terug net na die Ou Testament toe. Eerstens na die Ou Testament, om daar 'n voorbeeld te vind. En in 'n verhaal daar in 1 Samuel hoofstuk, ek dink is 1 Samuel hoofstuk 17, ja, ons gaan dit nie nou lees nie, maar jy is welkom om dit te gaan lees as jy wil by die huis. 1 Samuel hoofstuk 17. Dis die baie bekende verhaal van Dawid en van die reus Goliat. En weer eens vertel Max Lucado, in daai gedeelte as jy nou mooi gaan die stukkie ontleed, gaan jy daar sien dat daar 2 keer praat Dawid daar van hierdie reus Goliat. Ons weet mos, hy het mos saam met die Filistyne, Goliat, daai 2 meter hoë reus, wat daar saam met die Filistyne gestaan het en die volk Israel uitgedaag het, toe hulle was in oorlog met mekaar en hulle sleg gemaak het en God gelaster het, en al die Israelse manne wat te bang was vir hierdie reus en nie teen hom wou veg nie, en toe kom ou Dawid daarso aan, ou Dawid, jong seun, nog nie eers koning nie. En dan lees 'n mens daar in Max sê, as jy mooi gaan kyk na daardie gedeelte, sal jy sien dat Dawid daar wel praat oor die reus Goliat. So met ander woorde, weer eens was Dawid nie blind gewees vir hierdie reus wat voor hom gestaan het, voor hierdie Goliat nie. Hy het Goliat gesien en hy het geweet daai man was massief en hy was groot. Hy het dit raak gesien.
So 2 keer praat hy daar oor hierdie reus Goliat. En die 2 keer wat hy oor hom praat, het hy ook nou nie baie vleiende woorde oor hom te sê gehad nie, nê. Maar dan, as 'n mens verder na daardie gedeelte kyk, praat Dawid, en dit is baie keer ook wat 'n mens dink in jou gedagtes, kom uit by jou mond, die woorde wat jy praat. Hoe gesels jy, wanneer jy saam met jou vriende is, wanneer jy by die huis is, wat praat jy? Praat jy eerder die slegte, die negatiewe, vertel jy die slegte stories oor, die kinderstories, of praat jy die goeie, God se woord? Want Dawid, as hy praat, dan sê hy 9 keer, praat hy oor God se grootheid. Praat hy oor God wat sterker is, wat groter is as hierdie reus Goliat. En die vraag vanoggend miskien, wat die Here ook vir jou en vir my wil kom vra is, as ons praat ons eerder die negatiewe, praat ons eerder die slegte, wil ons eerder die kinderstories oordra, of wil ons die werke van God, die genade van God, die goedheid, sy seëninge, wil ons eerder dit deel? As iemand vir jou vra, hoe gaan dit, begin jy dan uit te pak, sê, ag, weet jy, dit het nou weer gebeur, en dit het nou weer sleg gegaan. Ek ken sulke mense, en ek het sulke mense geken. Jy wil eintlik nie eens vir hulle vra, hoe gaan dit nie, want jy weet, hier kom dit nou alweer. Hulle gaan nou weer vir jou 'n hele lang lys gee, van alles wat verkeerd is, en alles waar hulle kan kla. Maar dan kry jy mense, as jy vir hulle vra, hoe gaan dit, dan vertel hulle vir jou van God se goedheid. Dan vertel hulle vir jou iets wat positief is. En dan beleef jy iets van die Here in daardie mense se woorde. So Dawid het die reus Goliat gesien, hy het geweet, hy's 'n reus, en hy het geweet, hy's 'n Filistyn, en alles daarmee saam, maar hy het God gesien, wat groter is, as daardie reus. Hy het geweet, God is almagtig, God is nog steeds op die troon, God sal hom die krag gee, om met sy paar klippies en sy slingervel, daardie reus te kon verslaan. As ons 'n bietjie verder gaan, na die Nuwe Testament toe, waar Jesus besig was om mense te leer, dit was een van sy groot, tydverdrywe, as ek dit so kan sê, sy roeping om die mense te leer oor sy Vader en oor die woord van God. En onder andere sit hy daar die een dag, en hy is besig om die mense te leer, en dit begin laat te raak, en daar's 'n paar duisend mense bymekaar. Van die evangelieskrywer sê daar was 3000 mans alleen. Nou kan jy vir jouself gou sommetjies maak, as daar 3000 mans was, en sê nou maar elkeen het 'n vrou gehad, en daai tyd sou hulle nie net sommer een kind gehad het nie, hulle sou ten minste seker 3 kinders gehad het. Okay, so dan is dit 4, en dan is dit 3000, so dan so, ja, as jy 'n sommetjie maak, dan kom jy by so redelike paar, so 3, so ja, so 5, sê nou maar 5 maal 3, so kom ek sê so 15000 mense, 10 kinders nou, vrouens ingesluit, wat nou daar by mekaar was. En dit raak laat, en daar's nie 'n winkel nie, daar's nie 'n 60 wat vir hulle kan iets kom aflewer, iets kan bring nie. En Jesus kyk na sy disippels, en hy sê, want die disippels sê, Here, hierdie mense, dit is laat, en hulle kan nie nou vir hulle self gaan kos soek nie, waarheen moet hulle gaan? Die mense wat daar na Jesus sit en luister. En Jesus kyk na sy disippels, en hy sê vir hulle, gee julle vir hulle kos. En dan nou onmiddellik weer, wat is daai disippels se go-to, né? Daai ingesteldheid van, okay, wat, en hulle sê, maar Here, dit is nou te laat, ons kan nie nou iewers heen gaan om te gaan kos kry nie, hoe gaan ons, en hulle begin te paniek, né? Dis maar soos ons ook baie keer is. Sien hierdie probleem, en ons begin te paniek, en ons begin te worry, en ons begin plannetjies te beraam in ons kop, en ons dink, en ons breek ons koppe, en ons lê nagte wakker, en ons probeer dinge uitwerk, en ons weet nie wat om te doen nie. En daar's 'n seentjie, en hy het 5 broodjies, 5 klein broodjies, en hy het 2 visies. Dis al wat hy het. Okay, en hulle kry hom daar, en hulle bring hom vorentoe na Jesus, en sê, Jesus, hierso is hierdie seentjie, dis al wat hy het hierso, dit is totaal en al te min, maar dis al wat ons het hier.
En weer eens, God is almagtig. Want sien 7 stukkies kos, 5 brode en 2 visse. Saam met Jesus het daardie paar duisend mense meer as genoeg kos laat kry. En dan sê die evangelies vir ons, daar het nog oorgebly ook na die tyd. Want Jesus maak die verskil. God maak die verskil, selfs in die moeilikste omstandighede, selfs in die onmoontlikste omstandighede. Maar weer eens, en ek glo die Here wil vanoggend vir jou en vir my kom herinner daaraan. Ons moet ons gedagtes fokus op Jesus. Ons moet ons gedagtes volmaak met God se dinge. En ek wil begin afsluit, hoe doen 'n mens dit prakties? Hoe doen 'n mens dit prakties? Wel, eerstens, en ek dink dit is seker die belangrikste, en is eintlik so eenvoudig, die woord van God. Wees besig met die woord van die Here. Ek gaan dit nou nie vanoggend doen nie, maar hoeveel van ons wat vanoggend hier is, het ons Bybel saamgebring? Hoeveel van ons het ons Bybels hier? Of dit kan wees op jou selfoon, of dit kan wees so nog geskrewe Bybel, maar hoeveel van ons het ons Bybels hier so? Ek is daarom bly om die hele paar mense te sien wat hier is met hulle Bybels. As ons nie die Bybel lees nie, hoe gaan ons weet wat God se wil is? Hoe gaan ons weet hoe om ons gedagtes op die mooi en die goeie, op God se wil te fokus? So net dalk wil die Here vanoggend vir jou kom vra en vir jou kom sê, hoe lyk jou tyd saam met my? Hoe lyk jou tyd in die Bybel? Hoeveel tyd spandeer jy? En ek wil nou nie, hoe kan ek sê, wetties klink en sê, jy moet nou soveel minute 'n dag in die Bybel spandeer nie. Nee, dis nie wat ek wil sê nie. Maar om tyd te spandeer saam met die Here. Daar's 'n baie ou uitdrukking van een of ander beroemde teoloog wat gesê het, gewoonlik as iemand se Bybel, en onthou dis nou vroeër jare toe daar nou nog nie selfone, Bybels op selfone was nie, toe daar net die geskrewe Bybel was. Hy het gesê, as iemand se Bybel uitmekaar uitval, gewoonlik, dan val hulle lewens nie uitmekaar uit nie. Juis omdat hulle die woord van die Here lees. En in Psalm 119, dink vers 105, staan dan mos so waar. U woord is die lamp vir my voet. U woord is die lamp vir my voet, dis die lig op my pad. So hoe kan ek in hierdie wêreld waar die duisternis partykeer so kwaai en so erg is die geestelike duisternis, hoe kan ek enigstens dink ek gaan rigting hou en ek gaan die regte pad kan stap as ek nie die lig van God se woord het om my te lei en my te leer nie. Spandeer tyd in die Here se woord. En dan ander maniere ook, net om partykeer dalk geestelike musiek aan te sit, worship musiek. Dis daarom dat dit so wonderlik is vir ons wat vanoggend hier is. As ons hierdie liedere sing, as jy luister na daardie woorde, as jy werklik waar fokus op daardie woorde, dan baie keer is dit asof mense sommer net nuwe krag kry, deur net weer daai woorde te hoor, wat die Here loof, wat sy naam groot maak, wat bely dat hy in beheer is, dat hy ons battles sal fight, dat hy die oorwinnaar is. Geestelike musiek, sit daai geestelike musiek aan en bou jouself op, maak jou gedagtes vol met dit wat mooi is, dit wat goed is, dit wat waar is. Mag ek en jy in hierdie nuwe jaar 2026 inderdaad dan dit ons nuwejaarsvoorneme maak. Nie net ons nuwejaarsvoorneme nie, maar ons elke dag se voorneme. Dit moet eintlik ons lewenslese wees om ons gedagtes te rig op Jesus en op sy woord, om toe te laat dat God ons gedagtes nuut maak. En dan weet ek, sal ons, soos wat Matteus 6 vers 33 sê, as ons God se koninkryk soek, sal al die ander dinge vir ons bygevoeg word.
Kom ons doen moeite weer opnuut om by Jesus se voete te gaan sit, by hom uit te kom, tyd te spandeer saam met hom. En dan moenie verbaas wees as die Here die ander dinge ook vir ons ten goeie laat meewerk nie. Want hy is in beheer, hy is God en hy is almagtig. Amen. Hemelse Vader, so baie dankie dat ons vanoggend net weer hierdie eenvoudige waarheid kon lees. Here, dat ons baie van ons ken hierdie versie, dit is nie vir ons onbekend nie. Maar Here, baie keer om dit te doen, dit is waar ons partykeer tekort skiet. Om toe te laat dat U ons gedagtes vernuwe. Met ander woorde, Here, om wanneer ons ook in hierdie wêreld wat maar partykeer so vol geestelike duisternis is, selfs in ons eie lewens waar ons baie keer swaar kry, beproewing, siekte, lyding beleef, ook in 'n wêreld is waar dinge maar nie altyd so goed gaan en so positief is nie. Here, dat ons is ingestel daarop om maar eers die negatiewe raak te sien en die slegte te onthou. Maar Here, ons kom bid vanoggend deur die Heilige Gees, help ons om te doen wat Filippense 4 vers 8 vir ons sê. Om ons gedagtes nie op die verkeerde en die slegte te rig nie. Ja Here, dis nie dat ons dit nie raak sien nie, ons is bewus daarvan. Soos wat Dawid, daai reus Goliat gesien, staan dit voor hom. Maar hy het nie toegelaat dat daardie reus hom met vrees vervul en hom laat weghardloop nie, Here, maar hy het U gesien wat groter is as daardie reus voor hom. Here, help ons om ook so na ons omstandighede te kyk opnuut vandag en in hierdie nuwe jaar. Here, alhoewel ons dalk moeilikhede beleef of dit raak sien en slegte dinge rondom ons gebeur, help ons om verder te kyk, om op te kyk en U te sien wat groter is, wat sterker is, wat reeds die dood en die hel oorwin het. Daardie ewige houvas van die Satan op elke mens se lewe, Here, U het dit gebreek, sodat as ons U kinders is, ons saam met U sal wees in ons hemelse Vaderhuis. Herinner ons asseblief daaraan, Here Jesus, deur die Heilige Gees, om op U te fokus. Dankie dat ons dit kan bid in U wonderlike naam. Amen.